Goeiemôre geliefdes. Baie welkom by hierdie spesiale Paas Goeie Vrydag erediens wat ons die nagmaal ook gaan vier. En mag elkeen van ons werklik God se teenwoordigheid ervaar en ook net weer beleef ook, net die verlossing wat Jesus gebring het en waardeur hy moes gaan. Dit is nie die Paashaas nie, wat die wêreld sê nie, maar is die Paaslam. Nee, Jesus wat in ons plek geslag en geoffer is tot 'n versoening van sondes. Mag elkeen van ons ervaar dat die Here jou ook ontmoet tydens die erediens en ook tydens die dinge waardeur ons gaan met die erediens. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek lees Matteus 27 vanaf vers 32 tot 44. Matteus 27 verse 32 tot 44, ek lees uit die 83 vertaling. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken kobbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Bokant sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskit en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Net so die priesterhoofde, saam die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat God hom nou red as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê, hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Ek dink dit moes verskriklik gewees het, die lyding en die smart en die smaad, nee, die skande wat Jesus moes verduur het aan die kruis. Nee, hy hang daar aan die kruis asof hy 'n skuldige is. Asof hy sonde het, asof God nie behaag in hom het nie. Dis wat die mense hom gespot het, nee. Die mense wat daar gestaan het, die priesterhoofde, familiehoofde het gesê, anders kon hy red, maar hy kan homself nie eens red nie. Ja, ek dink net om daar te hang en ek weet net, maar hierdie mense weet niks. Hulle beskuldig my. Dit moes so erg die skaamte, die lyding gewees, behalwe nog die kruisiging, alles wat gebeur het. Maar ons weet, Jesus het daar gehang aan die kruis. Dis nie die spykers wat hom daar gehou het nie, nie die familiehoofde, skrifgeleerdes, Pontius Pilatus, die Romeinse soldate nie. Wat hom gehou het aan die kruis, was sy liefde vir ons mense. Dit is wat hom gehou het aan die kruis. Die enigste rede, omdat hy ons so lief gehad het, om dit deur te gaan. Dat het selfs gelyk het, dat God nie behaag in hom het nie, en dit hoekom hy gekruisig word. Die onreg, terwille van ons, sy liefde vir ons. En ek weet 'n hele paar jaar terug, toe die Christene so erg vervolg is in Sirië, praat ek met Gerrit Coetzee van Wefel Ministries, en hy was daar gewees en hy het 'n pastor en sy gesin daar besoek in sy gemeente, en die pastor het net van gesê, weet die Christene se deure is gemerk as volgelinge van Christus, en mense het net ingekom en doodgemaak, moslems, ingekom en doodgemaak. En wat hy daarvan gesê het in verband met lyding, is dat God's purpose is greater than his power. Nee? God se doel, sy plan en doel, is groter as God se krag, almag. Ons weet God is almagtig. Maar wat bepaal die uitoefening van sy almag? Sy doel, sy wil en plan. En daai pastor het gesê, die kerk groei, omdat die Christene vervolg word, groei die kerk. Hy moet nou 'n paar eredienste op 'n Sondag hou. Nee, dit is wat die gevolg. God's purpose is greater than his
power. En dit is so. God se plan en doel is groter as sy mag, sy krag. En dis wat ons sien hier aan die kruis. Jesus hang daar, hy word gespot asof hy daar, hy kan nie anders om daar te hang nie, nee? Hy is, maar hoekom hang hy daar? Want dit is sy Vader se plan en doel, hoe hy die verlossing bring, deur daar te sterf aan die kruis. Lees uit Jesaja 52 vers 13 tot Jesaja 53 vers 12. Kyk, my dienaar sal voorspoedig wees, hy sal hoog en verhewe en baie verhewe wees. Soos baie mense oor hom gesidder het, sy voorkoms was so ontsuurd, hy het nie soos 'n mens gelyk nie, sy gestalte was nie soos die van die mense nie. So sal hy baie nasies laat opspring van verbasing. Konings sal al monde toe hou oor hom, want hulle sal iets sien wat nog nooit aan hulle vertel is nie. Iets hoor waarvan hulle niks geweet het nie. Wie sal glo wat aan ons vertel is, en aan wie is die mag van die Here geopenbaar? Hy het voor die Here gegroei soos 'n loot, soos 'n wortel uit droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad, sodat ons na hom sou kyk nie, nie iets dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag, deur mense verstoot, 'n man van lyding, vertroud met siekte, iemand vir wie mense die gesig wegdraai, verag, ons het hom nie gereken nie. Nogtans, ons het gedink dit was siekte wat hom geslaan het, iets wat God hom aangedoen het, maar hy was deurboor oor ons oortredings, vergrys oor ons sondes. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat neerkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie, soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeur word, so het hy nie gekla nie. Hy is weggeneem. Wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy uit die land van die lewendes verwyder is, omdat my volk gesondig het? Hy is gestraf, hy het 'n graf gekry saam met goddeloses, 'n rusplek in die dood by sondaars, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en was daar geen bedrog in sy mond nie. Dit was die wil van die Here dat hy moes ly, hy het hom laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê. Hy sal lank lewe, en deur hom sal die wil van die Here tot uitvoering kom. Na sy bitter lyding sal hy die lig sien, en hy sal tevrede wees. Deur wat hy ervaar het, sal my regverdige dienaar baie mense regverdig maak. Hulle sondes sal hy op hom neem. Daarom gee ek hom 'n plek onder die grootes, sal hy saam met die magtiges oorwin, omdat hy homself oorgegee het aan die dood en by oortreders gereken is. Hy het die sondes van baie op hom geneem en vir oortreders gebid. Ek lees vir julle uit Johannes 19 vers 16 tot 30. Toe het Pilatus hom aan hulle oorgegee om gekruisig te word, en hulle het Jesus weggeneem. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na die Kobienplek toe, soos dit genoem is in die Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan: Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat dit die plek was waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het vir Pilatus gesê: moenie skrywe, die koning van die Jode nie, maar skrywe. Hy het gesê: ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê: wat ek geskryf het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het hulle sy boklere gevat en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder 'n naad van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar: ons moet dit nie skeer nie. Kom ons loot om te kyk wie kry dit. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word waar dit sê:
Hulle het my klere gevat en dit onder mekaar verdeel. En vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus met die wete dat alles volbring is en sodat die skrif vervul kan word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n husopdakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop voor hulle laat sak en sy laaste asem uitgeblaas. Ek lees Petrus 2 vers 18 tot 25. Huisknegte, julle moet met die nodige eerbied onderdanig wees aan julle baase, nie alleen aan die wat goed en redelik is nie, maar ook aan die wat onredelik is. Dit is genade as iemand lyding verdra wat onverdiend is, omdat hy aan God getrou wil bly. Watter lof is daar as julle gestraf word wanneer julle oortree en dit geduldig verdra, maar as julle ly en dit geduldig verdra, al het julle goed gedoen, dan is dit genade in die oë van God. Hiertoe is julle immers geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar hom onderwerp aan God wat regverdig oordeel. Hy het selfs ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra, sodat ons dood is vir die sonde en vir geregtigheid kan lewe. Deur sy wondes is julle genees. Julle was so skape wat weggedwaal het, maar nou het julle teruggekom na die herder en bewaker van julle lewe. Omdat Jesus ook oorwin het aan die kruis, kan ons nou met God se seën hier uitgaan. En ontvang nou die Here se seën, die genade van ons Here Jesus Christus, wat volmaak vir ons sondes kruis. En die liefde van God die Vader, wat sy seun gegee het, as verlosser van die wêreld, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by ons elkeen wees en bly. Amen.